Welkom hier in die huis van die Here saam met ons in hierdie oggend. Dit is vir ons 'n voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Terwyl ons baie kere, terwyl dit lekker reën en ons bietjie minder in die gemeente vanoggend is, dan voel ons amper ontmoedig omdat ons nie baie is nie. Dan dink ons maar net die Here het gesê net waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek ook teenwoordig. So dit is vir ons nog steeds 'n voorreg dat die Here in ons midde kan wees, dat ons uit sy woord uit kan lees, dat ons met mekaar kan deel, en daarom Here, spreek met my, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie Here vir u liefde, dankie Here vir u ontferminge. Dankie Here dat u vir ons mens geword het, dat u vir ons aan die kruis gewilliglik kom sterf het. Dankie Here dat u ons as mens so lief gehad het. Here, dat u dit vir ons kom doen het. En daarom Here, besef ons die menslike nood. Besef ons Here, dat ons as mens nie altyd eers daaraan dink nie. Dat ons nie, Here, onsself kan red nie. Dat ons u nodig het. En daarom Here, dankie dat ons dan so as mens hierdie gawe uit die hand uit kan aanneem. Dankie dat ons dan so 'n lewe kan leef van dankbaarheid wat spreek van dit wat u vir ons kom doen het. En daarom Here, gee dan so, dat ons getrou sal wees, dat ons sal vertel, dat Jesus red, dat Jesus dan so vir ons sondes kom sterf het. En Here, dankie, dat u dit vir ons gedoen het. Dankie Here, dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons u woord kan deel. Dankie vir die reën daar buite. Dankie Here, dat u ons lief het. Seën ons dan in vanoggend, Here, open ons ore, en gee dat ons dan so sal bewus wees van u wonderlike teenwoordigheid in ons midde. Here, ons slaan ons so op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van u alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie. Dit lyk amper soos 'n aanddiens. As mens kyk na die beligting, wat nou so donker is met die wolke buite. Ons lees vanoggend saam uit die evangelie van Lukas. Baie interessante dinge wat ons nie lees in die Bybel van Lukas nie. Lukas was 'n geneesheer gewees, maar meer nog interessant vir my, is dat Lukas het nie Joodse ouers gehad nie. Nie sy ma nie sy pa nie, een van hulle was van Joodse afstammeling gewees. Die Matteus, albei sy ouers is Joods gewees. Die geslagregister wat Matteus daarom aanteken van Jesus Christus is net van Abraham af, want dit was vir hulle die belangrike figuur, dit was die stamvader gewees van die Joodse volk. Maar in Lukas vind ons weer eens die geslagregister van Christus, maar hierdie keer vanaf Adam, wat vir ons aangeteken word. En is ook vir my belangrik dat dit vanaf Adam aangeteken is in hierdie evangelie, want in hierdie evangelie lees ons dan van die verlorenheid van die mens ook, van die nood wat ons elkeen mee gebore word. So daarom die oorsaak daarvan, Adam en Eva, wat van die vrug geëet het, en daarom die hele mensdom dan so in sonde gedompel het, daarom die hele mensdom, wat van God afhanklik is, in die aanneming van die offer, wat Jesus Christus vir ons gewilliglik aan die kruis kom gee het. So daarom die dankbaarheid van ons harte, vir God die Vader, wat vir ons God die Seun gegee het, sodat hy in ons plek plaasvervangend kan sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê. Maar, soos mens, daar's mense wat baie dankbaar was, baie ontvanklik was vir die woord van die Here, vir dit wat hy vir ons kom doen het. Daar was baie wat, Johannes die Doper, wat gesê, daar is die lam van God, wat hom ook dan so wil skuldig bevind, wil kruisig, wil vervolg, omdat hy gesê, dit is die Seun van God, en daarom is daar baie mense wat vinger gewys het, en gesê het, maar dit is godslasterlik om dit so te sê. Ongelukkig, daai mense wat so ontevrede was nie die heidene wat nooit in die kerk gekom het, en die tollenaars en die sondaars nie. Die wat vol kritiek in hulle harte was, oom Kobus, daar gaan die deur weer oop. As oom hom maar net sal vashak, anders gaan hy nou heen en weer beweeg. Die mense met kritiek in hulle harte, was die fariseërs en die skrifgeleerdes. Die wat veronderstel was, om die woord te ken. Die wat veronderstel was, om die woord uit te leef. Maar daardie woord was vir hulle net kopkennis.
was vir hulle 'n manier om te kan vingerwys, 'n manier om dan ander mee te oordeel, terwyl hulle self skuldig is. Nou kom ons lees nou, hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, is 'n gedeelte waar die Here dan so 3 gelykenisse kom vertel, aan die skare, maar gerig aan die fariseërs en aan die skrifgeleerdes. Ons gaan nie lees van die verlore skaap nie, die skaapie wat dan so in die eerste gedeelte dan aangemeld word, van Jesus Christus wat gaan soek na die sondaars daar buite. Ons gaan nie dit saam lees nie. Ons gaan nie die laaste gelykenis lees van die verlore seun wat self gekies het om uit die Vader se huis uit te loop en om dan so na die vreemde lande toe te gaan, maar wat ons dan vind, dat God nog steeds vergewe, dat God nog steeds dan so met oop arms die sondaar wil terug ontvang in sy huis nie. Ons gaan ook nie daarvan lees nie. Ons gaan lees van die dame, van die vrou, wat hierdie een geldstukkie in haar eie huis verloor het. Nou onthou nou, ons tema is nou, help, ek het my geld verloor. So dit gaan vir ons, en ek dink dit is kom die Here het so mooi illustreer vir ons as mens, dit gaan nie oor die geld nie, maar ons as mens heg baie waarde aan geld. Ons besef eers die waarde van geld as ons dit verloor het. Daardie moedeloosheid, daardie hoop wat ons het as ons geld in ons hand het, van wat ons alles met hierdie geld kan gaan doen. En nou het ons nie geld nie, en nou het ons 'n krisis in ons lewe. Dawie, wil jy iets vra? Wel, ekskuus nie, ek sien nie, maak so. So dit gaan nou juis sodat ons as mense dit kan verstaan. Onthou nou die Here vertel dit vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, vir die hooggeagtes, vir die kerkmense, kom vertel die Here hierdie gelykenis. En dit gaan oor redding, dit gaan oor saligheid, dit gaan oor die vrede van die Here. En ek kom vertel dit vir hulle, op 'n manier nou, wat die Here dit vir hulle wil verduidelik, sodat hulle dan sy liefde kan verstaan. So dis nie altyd net Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, en die evangelie wat die Here kom verduidelik het nie. Hy kom nou van 'n ander hoek, 'n ander manier af, sodat ons as mens, dit wat ons nie het nie, kan begryp. So, hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat ons sekerlik kan insien, en as mens die vinnigste die nood kan besef as ons dit nie het nie, en dis geld. So die Here kom vertel hierdie evangelie, nie om vir ons die belangrikheid van geld te beklemtoon nie, maar die belangrikheid van ons redding, oor hoe belangrik dit vir ons is. Kom ons lees saam. Lukas hoofstuk 15, ons gaan die eerste 3 verse lees, en dan die spesifieke gelykenis net van vers 8 af. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, dis my ironies, die tollenaars en die sondaars, die mense wat nie kerkmense is nie, het die gewoonte gehad om na hom te kom en te luister. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, die kerkmense, het baie gemurmureer en gekla en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle, die skrifgeleerdes en die fariseërs, aan hulle, hierdie gelykenis en sê, en dan gaan dit nou oor die verlore skaap, so kom ons lees vanaf vers 8 af. Of watter vrou, wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit, en soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So mag die Here dan vanoggend hierdie woord ook in ons harte kom seën. Ons tema, help, ek het my geld verloor. Daardie noodkreet wat ons as mens maar al te goed verstaan, as ons 'n gebrek aan geld het, as ons geld gehaat het, en ons het dit nie meer nie. Ons eerste gedagte is geld is waardevol. Die gedeelte begin, wat die Here nou vertel van hierdie gelykenis, of watter vrou vers 8, wat 10 pennings het.
Nou, dit was my opvallend toe ek nou begin voorberei aan hierdie gedeelte, en dit gaan nie oor die geld nie, maar die syfer 10 word ook gebruik in Maleagi, om met die verduideliking van die tiendes, om te sê daar is 10 dele van dit. Nou sy het nou 1 deel van haar geld verloor. Met ander woorde, die 10 geldstukke wat sy het, verteenwoordig net die volle som van die geld wat sy gehad het. Dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die volle som daarvan. En nou vertel die Here dit vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Mense wat God geskape het. God het lewe gegee aan hulle ook. So dit gaan nie oor daar's mense wat nou meer waardevol is en ander mense wat minder waardevol is nie. Dis nie nou maar net van ek het daarom 90% van die geld wat ek gehad het ek daarom weer teruggekry nie. Dit gaan nie oor so 'n onderhandeling nie. Die Here kom sê nou juis vir hulle, die volle som van die geld is belangrik. So daar's nie een deel wat vir hom minder belangrik is nie. Maar elke deeltjie van hierdie is uiters van belang en is belangrik om die volle som meer op te maak. As die volle som nie verkry is nie, die vorige gelykenis van 100 skape en 1 raak verlore, dan gaan die Here en hy soek daar in die 1 skapie, herinner hom aan sy liefde. Met ander woorde, dit gaan nie oor, dankie tog ek het 99 oor, ek het daarom net 1 verloor nie. Dit gaan oor elke een van hierdie geldstukkies is baie waardevol. Ons weet, ons besef hoe waardevol geld vir ons is. Ek kan nie iets gaan koop as ek 'n deel van die bedrag kort nie. Hierdie koste van ons saligheid het Christus sy lewe gekos. Elke druppel bloed was vir elkeen van ons gewees. So nou die Here vir ons betaal aan die kruis, vir elke mens op hierdie aarde. En nou is daar sekeres wat dit nie aanneem nie, wat nie dan so deel word van hierdie waardevolle herwinning van die mens nie, maar wat verlore gaan en verlore bly. Johannes 3 vers 16, vir my 'n baie mooi skrifgedeelte, wat God se liefde vir ons openbaar, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, opgegee het, die prys laat betaal het, vir my en vir jou. So waardevol is elkeen van ons. So dit gaan nie vir my oor, die Fariseërs en skrifgeleerdes was nou die sosiale, indrukwekkende, geestelike mense van daardie tyd. Dit gaan nie vir my net oor hulle nie, maar dit gaan vir my oor elke persoon wat waardevol vir die Here is. So dit gaan nie oor of ek 'n dominee is, en of ek 'n kerkgangster is, en of ek 'n gereelde kerkganger is nie. Dit gaan nie oor of ek 'n tollenaar en of ek 'n boemelaar is, en of ek arm, blind en naak is nie. Dit gaan oor elke mens wat waardevol vir God is, waarvoor God sy seun gegee het, om in ons plek te sterf. Elke lewende mens op hierdie hele aarde is vir God waardevol. Nou, die realiteit van waar ons nou onsself bevind. Die tweede gedagte, die vrou sê baie duidelik, ek het dit verloor. Vers 8, watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, dit was in my besit, maar nou nie meer nie. Die sondeval, die eet van die vrug deur Adam en Eva, het ons almal in sonde gedompel. Deur hierdie gebeurtenis het hulle kennis gemaak met verlorenheid. Het hulle kennis gemaak met dit wat nie meer in die hande van die Here is nie. Voor dit, in die aandwind, het die Here saam met hulle gewandel in die tuin. Maar die oomblik, toe hulle van die vrug eet, wat die Here vir hulle gesê het, het hulle iets ontdek, wat God verbied het vir die mens, om mee kennis te maak. Maar die nuuskierigheid, die verleiding van die duiwel, die luister na die verleiding deur die mens, dat miskien is dit nie so nie, miskien het God 'n fout gemaak, miskien is dit nie op ons van toepassing gewees nie, hoe ook al die redenasie in Adam en Eva se harte was, het toe van hierdie vrug gaan eet.
en hulle maak kennis met verlorenheid. En nou kom sê God vir die Fariseërs en skrifgeleerdes, vir die kerkmense, julle is waardevol, maar hoor nou, ek het julle verloor, toe julle ongehoorsaam was, Adam en Eva. En van Adam en Eva af, Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is gebore, het Dawid gesê, en in sonde het my moeder my ontvang. Romeine 3 vers 23, almal bekend, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, ek is buite jou lewe. Kom sê die Here vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat baie uniek in hierdie situasie is, sonder uitsondering. Dit gaan nie oor wie jy is, dit gaan nie oor wat 'n werk jy doen, dit gaan oor niks nie. Al is jy 'n Fariseer, al is jy een van die skrifgeleerders, jy word verlore gebore. Ek dink dit is wat dit vir God so hartseer maak, so moeilik maak. In hierdie oomblikke, wat Jesus nou hierdie gelykenis kom vertel, en ek wil dit nou al reeds maar noem, dit gaan later weer, gaan ek dit herhaal. Maar die Fariseërs en skrifgeleerdes het in die kerk gewerk, was so naby, hulle het hulle hele lewe toegewy aan die dinge van die Here, so opreg gelewe, dat hulle onberispelik was, maar nooit in hulle harte het hulle besef hulle is verlore nie. Hulle is nie verlore omdat ek my hele lewe aan die Here gewy het, omdat ek elke dag met die Here se dinge betrokke is. En ek meen, nie een van ons kan onsself beroem daarvoor nie. Nie een van ons is elke dag in die kerk nie. Nie is die koster nie. Nie een van ons is elke dag hier om te sê, maar my hele lewe draai net om die kerk nie. Dit is wat die Fariseërs en die skrifgeleerders hulle self in beroem het. Gesê, ons kan nie verlore wees nie. Ons is hier. Hoeveel te meer daarom? Ons as mens. Dit gaan nie oor enige agtergrond nie. Dit gaan nie oor of ek die sondaars en die tollenaars was, wat volgens die samelewing vol sonde was nie. Dit gaan nie oor hoeveel sonde, dit gaan oor watter sonde daar is nie. Ek gaan nie hel toe, omdat ek vloek en steel en omdat ek nie kerk toe kom nie en omdat ek wat 'n sonde daar ook al mag wees, omdat ek sonde doen nie. Ek gaan hel toe, omdat ek verlore gebore is. Dis die enigste rede. Hoekom ek so sê, die dag wat ek dit besef, wat ek my afhanklikheid van die Here verklaar, vir die soenoffer wat hy vir my gedoen het aan die kruis, die betaling wat hy in my plek gedoen het, as ek dit aanneem, vergewe hy my sondes, maak hy my sy kind, hy verklaar my regverdig voor God, want die prys vir dit wat ek verdien, het hy vir my betaal. Hy het die verhouding dan weer herstel. Dit waarna ek wil verwys, is ons derde gedagte. Hierdie vrou sê, ek het hierdie geldjie binne in die huis verloor. Hierdie is my unieke verhaal, unieke gelykenis, wat die Here nou vertel in hierdie verhaal. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, ons is binne in die kerk. Ons werk in die kerk, ons is elke dag in die kerk werksaam, ons is nooit op 'n ander plek nie. Die verlore skaap het weggeraak ergens ver in die veld weg van die huis af. So, dis nie ons nie. Ons is nooit ver van die huis van die Here af nie. Ons is hier. Die verlore seun, die volgende gelykenis wat die Here vertel, daardie seun het self in sy hart onderneem, ek wil weggaan van hierdie huis af. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes ver van hulle af, ons wil nie weggaan nie, ons wil net hier bly. Ons wil kerkmense bly. Daarom bly hulle in die kerk. En daarom hierdie een unieke gelykenis van net 3 verse lank wat die Here vertel. Hierdie vrou het hierdie geldjie verloor binne in haar eie huis. Nie ver nie,
Nie terwyl sy iets anders te was sy na 'n winkel toe was, by mense gaan kuier het nie. In haar eie huis het sy hierdie geldjie verloor. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig sodat sy dit kry nie, totdat sy dit kry nie. Die huis bied nie vir ons redding nie. Dit is nie vir ons die waarborg wat die Here vir ons gee, dat as ons gereeld kerk kom, as ons mooi lewens het, as ons tiendes vir die kerk gee, as ons alles doen vir die kerk, as ons 'n dominee word en ons kan elke oomblik van die dag preek, dit gee nie vir my redding nie. Die Fariseërs het hulle juist daarop beroem. Die plek waar hulle gewerk het, die tipe werk wat hulle gedoen het, was hulle regverdiging. Was hulle, dit is wat ons doen vir 'n lewe. Hoe kan ons dan nou sondaars wees? Maar, baie interessant, Matteus word hier die einste Fariseërs en skrifgeleerdes aangespreek. Matteus 23 vers 28 en 29. So lyk julle ook van buite vir die mense wat wel regverdig, met ander woorde, hulle lyk baie mooi van buite af, maar van binne, sê die Here, is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Wee julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En dan sê vers 33, sê nou vir hulle, slange, addergeslag, hoe sal julle nie die oordeel van die Here ontvlug nie? Op dieselfde manier is enige een van ons, vir die prys wat Jesus vir ons kom betaal het, hierdie sonde het verwydering gebring tussen mens en God. Terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het, dan kom lewe dit in ons harte. Ek spot altyd, dan sê ek is my ma se soetste kind. Maar is baie kere moeiliker vir iemand wat in die kerk groot word, om tot bekering te kom. Want ek is altyd so voorbeeldig. Ek doen nie wat ander kinders doen nie. Ek doen nie wat ander mense doen nie. Of, ek het 'n slegte lewe gehad, maar kyk nou na my lewe. Kyk na waar my lewe nou is. Die plek waar ek nou is in my lewe. Ek het soveel besluite geneem in my lewe. Daar is maar net een besluit wat saak maak. En dit gaan nie oor, ek wil nie meer sonde doen, wat die besluit is nie. Dit gaan oor, wil ek die Here aanneem, of het dit nog nie in my lewe gebeur nie. Verskoon, die vierde gedagte, en ek dink dit is een van die uitdagings wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes gehad het. Die Here sê vir hulle, dit wat verlore is onbruikbaar. Feite, as ek iets nie in my besit het, in my hand het nie, kan ek dit nie gebruik nie. Ek kan nie geld gebruik wat weg is nie. Ek kan nie iets gaan koop met 'n belofte van, sodra ek dit kry, gaan ek kom betaal en ek vat so lank wat ek wil koop nie. Dit werk eenvoudig net nie so nie. Verlore geld beteken niks. En terwyl ek nou voorberei, nou dink ek daaraan van verlore gelde, en almal van ons het nou al geld verloor. Verlore geld is nie 'n gerusstelling van, die geld is daarom nie ergens. Ek sal dit op 'n stadium as ek dit weer raakloop nie. Ek dink verlore geld is meer 'n frustrasie as wat dit gerusstelling is. Dis meer frustrerend, want ek kan dit nie gebruik nie, dis onbruikbaar, dis nie in my besit nie. Dit is nie ergens, ek kan dit eenvoudig net nie vind nie. Ek dink dit is meer 'n frustrasie vir ons as mens. Nou, ek wil nie sê God dis vir hom ook 'n frustrasie, hy is gefrustreerd met ons as mens nie. Maar vir my is dit wat God gegee het vir ons as mens, vir betaling, vir ons sondes. Is dit nie die frustrasie by God nie. Ek dink dit is die teleurstelling by God. Van dit is wat jou lewe gekos het. En ons lewe net asof ons nie daaroor omgee nie. Die Here kom sê vir hulle, dit gaan nie oor watter posisie jy beklee,
Dit gaan nie oor wat 'n werk jy doen nie. En ek dink dit is 'n redelike uitdaging vir die fariseërs gewees. 'n Redelike oomblik van ons moet nou hand in eie boesem steek. Want hier sê die Here vir hulle, al werk julle elke dag, elke minuut van die dag, binne in die tempel, binne in die kerk, is julle eintlik onbruikbaar vir die Here. Dawid sê in Psalm 51, silwer en goud wil U nie hê nie. Here, offers wil U nie hê nie. Dit gaan nie oor, Here, ek gee vir U 'n klomp goeders en nou moet U tevrede wees daarmee nie. Dan sê Dawid, Here, U soek 'n gebroke gees. Here, U soek opregtheid in my hart. Ek doen dit oor die regte redes, uit dankbaarheid vir wat U vir my kom doen het. Dis nie 'n offer wat ek vir U kom gee in die plek van iets anders te nie. Miskien is dit vir ons as mens so 'n uitdaging, dat ons voel ons wil 'n bydrae lewer tot ons saligheid. Dit voel vir ons, miskien omdat ons 'n slegte lewe geleef het, en ek wil nie meer dit leef nie, dat ek nou 'n goeie lewe moet kom leef, om op te maak daarvoor. Die Here vra, ons moet 'n goeie lewe leef, maar nie as 'n betaling nie, maar uit dankbaarheid, dat hy my sonde vergewe het, werp dit in die dieptes van die see, so ver soos die ooste van die weste af, en dink nooit weer daaraan nie. Dit is die vergifnis van die Here, dit is die genade van die Here, wat hy vir ons kom gee. Die feit is net, dit maak nie saak waarmee ek my besig hou nie, as ek nie seker is, ek's kind van God nie, is ek eintlik onbruikbaar vir die Here. Al my offers, al my werk, beteken dan net niks nie. En ek sê nou weer, onthou nou hierdie verhaal, gaan nou juis oor die fariseërs en die skrifgeleerdes. Die mense wat hulle beroem het, dat hulle in die kerk is. Vir wie dit bietjie moeiliker is, om te erken. Dit gaan nie oor, Here, ek verdien die straf nie. Ons verdien die straf. Maar dit gaan daaroor om die liefde van die Here raak te sien. Sy vergifnis. Die laaste verhaal, die laaste gelykenis. Die seun kom bely. Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, ek is nie meer werd om die kind genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En voordat hy nog verder kan praat, omhels die Vader hom. Beloon die Vader hom. Maak hom weer 'n seun in sy huis, 'n erfgenaam in sy huis. Daar word 'n fees gehou, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy is gevind. Daardie besef, en dis al wat in my hart moet wees. Here, ek het gesondig. Here, ek kan nie onthou van 'n dag in my lewe wat ek U aangeneem het nie. Ek het as kind, dan kry ons van hy dominees, elke keer as hy preek, dan wonder jy, het ek nou al my hart vir die Here gegee of het ek nou nie? Want dan voel jy amper weer onder sonde oortuiging. Dan voel dit amper, ek moet maar weer seker maak, en ek het 'n paar keer seker gemaak in my lewe. Wat ek getwyfel het ek dit nou reg opreg bedoel op daardie keer? Al wat die Here vra, Here, ek wil U kind wees. Ek besef, ek is verlore gebore. Daar is niks wat ek kan doen om vir dit te betaal nie. Al wat ek kan doen, is om dit net aan te neem uit U hand uit. Dankie Here, dat U my U kind maak. Maar daarom moet ons besef, ek het dit nodig. Die Here kom sê vir die Fariseërs en skrifgeleerdes, die 5de gedagte, en die vrou gaan soek in al die donker hoekies in haar eie huis. En dit is vir my, ons as mens, moet partykeer vers 8, 'n lamp opsteek, en ons moet sorgvuldig in ons huis gaan kyk. Here, is ek U kind? En die antwoord daarop, moet ek self antwoord.
Was daar 'n dag, was daar 'n geleentheid in my lewe wat ek die Here gevra het om my se kind te maak? Nie gevra het, Here help my met hierdie moeilike situasie en dan het die Here jou gehelp nie. Dit gaan nie oor Here voorsien in hierdie behoefte en die Here het in hierdie behoefte voorsien en dis nou my bewys nie. Ek het nie 'n bewys nodig nie. Die Here sê vir ons Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop, hy's buite my lewe. En as ek sy stem hoor en die deur oopmaak, is sy belofte, ek sal ingaan en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dis die belofte wat die Here vir ons gee. So daar's nie 'n ander, Here, ek wil nou eers 'n teken hê, Here, ek wil eers iets sienbaars, iets tasbaars ervaar nie. Dis hierdie wete, ek het U gevra, U het beloof. En dit is 'n belofte wat die Here onvoorwaardelik vir ons elkeen gee. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes sien dit nie raak nie. Hulle hoor nie die vergifnis nie, want ons het die vergifnis nie nodig nie. Psalm 51 skryf koning Dawid min of meer 2 jaar na sy sonde met Batseba. Die profeet Nathan kom by hom en hy vertel vir hom 'n baie mooi verhaal van 'n arme man wat maar een skaapie gehad het. En dan kom 'n ryk man op reis. En hy gaan tuis by 'n ander ryk man. En die man wil vir hom 'n maaltyd voorsit. Maar hy vat nou nie een van sy vele skape nie. Hy gaan en hy vat hierdie arme man sy enigste skapie. Hy slag dit en hy berei dit voor vir hierdie reisiger. En hy gee dit vir hom om te eet. En Dawid het op die plek kwaad geword vir hierdie verhaal. En gesê, hierdie man moet sekerlik boet vir sy sonde. En Nathan sê vir Dawid, U is die man. U is die een wat hierdie sonde gepleeg het. En Dawid besef, sorgvuldig, sy sonde, wat hy verkeerd gedoen het. En hy kom bid, Psalm 51, voor die Here. Here, ontsondig my. Here, reinig my. Lees gerus Psalm 51. Here, kom maak my weer nuut. Here, ek wil lofliedere tot eer van U naam sing. Kom roep Dawid uit. Met hierdie besef van ek's nie op die plek waar die Here my wil hê nie. 2 jaar lank, wat Dawid gedink het, sy lewe is reg. Die man na God se hart, toe hy jonk was, Goliat verslaan het. Wie durf hierdie man wees? Die teenwoordigheid van die Here ervaar het in baie aspekte van sy lewe. Kom op hierdie plek, ek is in sonde ontvang en gebore. In sonde het my moeder my ontvang, sê vers 7. Hy besef, hierdie wat hy gedoen het, was uit die sonde, dat hy nie kind van God is nie. Here, vergewe my. Here, neem my weer aan. Maak my U kind. Kom roep Dawid uit. Die laaste gedagte is vir my die slotsom van hierdie verhaal. Is die bevestiging dat hierdie verhaal gaan nie oor help ek het net my geld verloor nie. Dit gaan vir my oor dit wat ek verloor het, wat onbruikbaar was, het ek teruggevind en dit is weer bruikbaar in my hand. Vers 19 sê, en as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle vers 10, is daar blydskap voor die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Die bevestiging, dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan net oor 'n illustrasie, sodat ons God kan verstaan. Sodat ek my eie verhouding voor God kan verstaan.
Johannes 3 vers 16 en 17. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit gaan nie oor die veroordeling van hierdie geldstukkie is verlore. Hoekom het jy dit verloor nie? Hoekom was jy nie meer oplettend gewees nie? Die feit is, die geld is weg. Jy is verlore gebore. So daarom gaan dit nou juis oor, Christus kom nie om jou te veroordeel nie, maar Christus kom sodat jy die ewige lewe kan hê. Sodat jy in sy vrede kan deel. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op sy troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Die oorwinning wat daar is, wanneer die Here in ons lewens kom inwoon, sodat ons vir hom bruikbaar kan wees. Hierdie is 'n eenvoudige verhaal. Net 3 verse lank, wat die Here vir ons kom gee. Sodat ons kan opnuut kennis maak met sy liefde. Vir my as kind van God, herinnering, elke persoon is belangrik voor die Here. Vir my herinnering, om ander te vra, het jy al jou hart vir die Here gegee? Het jy al vir die Here gevra, ek wil u kind wees? Dit gaan nie oor ouderdom nie, dit gaan oor nie watter stand jy is, of jy die dominee is en of jy wie ook al is. Dit gaan oor niks van dit nie. Dit gaan oor die eenvoudige vraag, wat jy alleen kan antwoord. Het jy jou lewe vir die Here gegee? Here, ek wil u kind wees. Dis die belangrikste vraag wat ons kan antwoord. Hierdie verhaal word opgeteken vir ons sodat ons daaruit kan leer. Sodat ons daarin God se bemoeienis met ons as mens kan raak sien. Iets wat vir ons tasbaar is. Iets wat vir ons belangrik is. Iets wat vir ons waardevol is. Nou gebruik die Here vir ons hierdie wêreldse middel om vir ons as wêreldlinge te kom verduidelik wat die hart van die Vader is. Hoe belangrik elkeen van ons is. Hoe hy gesoek het na elkeen van ons. En nou vra die Here, ons moet self ondersoek doen. Ek moet hand in eie boesem steek. Here, is ek u kind? Het ek al my hart vir u gegee? En ek alleen kan dit antwoord. Die Here verwys in Matteus, wat ons aangehaal het na die skrifgeleerdes en die fariseërs, dat hulle lyk vir almal so regverdig van buite af. So dit gaan nie eens oor hoe regverdig jy lyk nie. Dit gaan nie oor of jy 'n tollenaar of 'n sondaar is, volgens almal se opinie nie. Dit gaan oor wat hier binne-in aangaan. En dis iets wat niemand anderste van weet nie. Dis iets wat niemand anderste vir iemand anderste kan doen nie. Net jy alleen. So my gebed is, dat ons bruikbaar vir die Here sal wees. Dat ons gevind sal wees deur die Here. Sodat ons die Here kan eer. Sodat ons mekaar eendag weer in die hemel sal sien. En die Here sal verheerlik. So mag dit jou begeerte wees, mag jy daarom sekerheid hê van die dag wat jy jou hart vir die Here gegee het. Amen. Kom ons bid saam. Here, terwyl ons hier saam is, Here, ervaar ons u seëninge daar buite. Here, hoor ons u bemoeienis met ons as mens. Here, u kom vertel vir ons 'n verhaal in u woord van hoe belangrik dit is. Hoe kosbaar ons as mens vir u is. En daarom, Here, ons wil nie soos die fariseërs en die skrifgeleerders
Here, ons wil nie soos kerkmense net wees, wat hulle beroem op dit wat hulle doen vir U nie. En al die tyd is dit eintlik maar net onbruikbaar. Is dit maar offers wat hulle bring uit hulle eie uit, om 'n betaling te doen vir iets wat hulle nie kan koop nie. Daarom, Here, dankie dat ons die saligheid nie kan koop nie. Here, dankie dat ons nie iets kan doen om dit te verdien nie. Dankie, Here, dat dit 'n genadegawe is. Dankie dat ons, Here, terwyl ons hier saam ons hoofde buig, saam bid, Here, saam in U teenwoordigheid is, terwyl ons U verhaal aanhoor, Here, kan ons voor U die vraag antwoord. 'n Antwoord wat U weet, Here. Kom bevestig dit in ons harte. Was daar 'n dag wat ek my lewe vir U gegee het? En dankie, Here, dat ons daarvan kan getuig. Ons wil vra, Here, dat U ons sal seën. Dat U ons dan so, Here, elke dag U liefde sal uitleef. En dat ons dan so in die veiligheid van U huis, Here, bruikbaar vir U sal wees. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Vriende, dis 'n eenvoudige verhaal, maar dis die belangrikste verhaal wat ons moet antwoord. Ons slotlied is I Surrender. En dis 'n lied wat my antwoord kan wees voor die Here. Van Here, ek gee oor. Here, maak my U kind. Here, ek het hoeveel keer dit self probeer. Here, ek gee my lewe vir U. So daarom ons kom sing dit in 'n oorgawe lied aan die Here. En dit is ons gebed van ons harte voor die Here. Kom ons staan, dan sing ons saam. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.